Ek sit vanoggend op die kerk se trap met die geraas van die strate daar aan die ander kant en die gewoel van die stad om my, omdat ek oor roeping wil praat. En ons roeping lê nie soseer in die gebou agter my nie. Dis waar ons toegerus word vir ons roeping. Ons roeping lê in die strate voor my. Ons roeping lê nie in die stilte nie, dis waar ons kom om die roeping te hoor. Maar ons roeping word uitgeleef in die lawaai daar aan die ander kant. Daarom wil ek vir julle lees wat Petrus sê oor ons roeping in 1 Petrus 1:2 van vers 1 af. Lê daarom alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af. En smag soos pasgebore babetjies na suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing, nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip, wat wel deur mense afgekeur is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, tot 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo sal verseker nie beskaamd staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir ongelowiges geld juist die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou die volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. God se roeping is ook 'n skepingswoord. God roep niks tot iets. Dis van die begin af so. Toe daar niks was nie, het God die skepping tot bestaan geroep. Hy het die skepping in bestaan ingepraat. Toe daar nie mense was nie, het God gesê, laat ons mense maak. En in daardie maak van die mensdom is daar ook 'n roeping, wat God gee onmiddellik vir die mense 'n taak. Hy maak hulle en hy roep hulle. Hy roep hulle en hy maak hulle. God se roeping maak ons. En ons is gemaak as mense wat deur God geroep is van niks na iets. Toe die mensdom sy rug op God gedraai het, het God vir Abraham geroep. Daar was nie 'n volk van God nie. En as God nie vir Abraham geroep het en vir hom gesê het, ek sal jou God wees en jy en jou nageslag, julle sal my mense, my volk wees nie, dan was daar nie 'n Israel nie. As God nie vir Moses geroep het nie, as God nie vir Israel uit Egipte geroep het nie, was daar nie 'n Israel nie. As God nie in die volheid van die tyd vir Jesus geroep het, vir Jesus aan die kruis laat sterf het en hom uit die dood opgewek het nie, as hy nie in die volheid van die tyd sy gees uitgestort het op Pinksterdag en die apostels uitgestuur het nie, was daar nie 'n kerk nie. Ons is kerk, omdat God die kerk uit niks tot iets geroep het. Daar sit vir my 'n verskriklike troos in hierdie gedagte. Want dit sê vir my, ek hoef nie iets te wees om deur God geroep te word. Ek hoef nie sekere kwalifikasies te hê, op 'n sekere godsdienstige pyl te wees, sekere suksesse te behaal, sodat ek kwalifiseer om geroep te wees nie. Ek is maar niks. Partykeer as gevolg van my sonde en my verkeerdheid, dalk minder as niks, omdat ek die goeie wat God vir my gegee het opmors. Maar God roep my. En dis God se roeping wat my maak. Dis nie ek wat myself maak nie. Ek is nie 'n self-made man nie, maar God se roeping maak my. God se roeping maak my deel van sy kerk, deel van sy geloofsgemeenskap, deel van sy menswees. Daarom maak God se roeping my ook 'n ander mens. Daarom moet ons verstaan dat roeping altyd beteken dat ons weggeroep word van dit juist wat ons niks wil maak nie, dit wat ons menswees wil vernietig, dit wat ons God gegewe menswees, die feit dat ons na God se beeld gemaak het, vernietig. Ons word weggeroep daarvan en ons word geroep na die volheid van menswees. Petrus sê, ons word geroep na Jesus. Kom na hom toe.
En hy skryf dit vir mense wat alreeds hierdie roepstem gehoor het. Mense wat alreeds in Christus glo, wat reeds deel is van die kerk, maar hy skryf weer vir hulle, kom na hom toe, want dis die roeping wat elke keer na ons toe kom. Kom na hom toe, kom weg van dit wat jou wil vernietig. Kom weg van 'n lewe wat net draai om ek en my en myne, want dit is juist wat jou vernietig, en dit is ook juist wat maak dat jy ander mense se menswees vernietig. En kom na Jesus toe, want in Jesus ontdek jy 'n lewe wat groter is as ek en my en myself. In Jesus ontdek jy die menswees wat God vir jou bedoel, die menswees wat God vir jou gee. So kom na hom toe. Kom na hom toe wat verwerp is, en ontdek in hom die menswees wat God vir jou gee. Dit is ons basiese roeping as Christene. Nie om hierdie of daardie ding te doen, hierdie of daardie prestasie te verrig nie, maar doeteenvoudig om dag vir dag te hoor, kom na hom toe, kom na Jesus toe. En op die manier word ons dan weggeroep van 'n selfgesentreerde lewe en ingeroep in 'n Christus gesentreerde lewe, 'n lewe wat op Christus as die hoeksteen gebou is. En dit beteken, sê Petrus, dat ons weggeroep word van 'n lewe van voorgee. 'n Lewe waarin ons probeer voorgee. Hy sê, jy moet alle bedrog en geveinsdheid aflê. Nou, bedrog en geveinsdheid beteken dat jy voorgee om iets te wees wat jy nie regtig is nie. En baie keer wanneer mense die roeping van God verkeerd verstaan, en hulle dink jy word geroep omdat jy 'n sekere soort mens is, dan probeer hulle miskien om voor te gee om daardie soort mens te wees. Hulle gee voor om vromer en gelowiger en liefdevoller en godsdienstiger te wees as wat hulle regtig is, want hulle dink dis nou maar wat ons in die kerk moet doen. Maar Petrus sê, ons word geroep om dit alles af te lê. Hoekom? Want ons kom na hom toe wat verwerp is. Ons kom na hom toe wat deur die mense verag is, maar ons kom na hom toe omdat ons glo dat hy ons liefhet soos ons is, dat hy ons verlos soos ons is, dat hy ons aanvaar soos ons is, en dat hy ons inbou in God se volk soos wat ons is. En ja, ons word dan verander, maar die eerste ding wat moet gebeur, is dat ek moet verstaan, ek word weggeroep van 'n lewe van voorgee, en ek word geroep in 'n lewe waarin ek gee, waarin ek myself gee. Petrus skryf dat ons onsself laat inbou in die tempel om geestelike offers te bring. En die geestelike offer wat jy bring is eintlik maar jouself, né? Soos Paulus ook in Romeine 12 sê, gee julleself aan God as lewende offers. Jy gee jouself soos wat jy is. Bring jy jouself, gee jy jouself sonder om voor te gee. So van 'n lewe van voorgee af word jy geroep na 'n lewe van jouself gee. Dit beteken in die tweede plek dat jy weggeroep word van 'n lewe van kompeteer na 'n lewe van saam opgebou word. Lê jaloesie af. Nou jaloesie lê daarin dat ek dink ek moet kompeteer met ander mense. Ek moet probeer om beter te wees in hulle. En daar is seker geen giftiger jaloesie of kompetisiedrang as juist die godsdienstige een. As mense in die wêreld daar buite in jou gewone lewe kompeteer en jy wil altyd wen, nou ja, dan kan dit al erg genoeg wees, dit kan vernietigend genoeg wees. As ons kompeteer vir aandag en kompeteer vir liefde en kompeteer vir al hierdie goed, dit kan al die lewe lelik genoeg maak. Maar godsdienstige kompetisie, die kompetisie van ek is 'n beter mens as jy, ek is 'n meer soos die Here wil hê as wat jy is, ek het meer van die Here se gees, van die Here se genade as jy. Dis 'n giftige kompetisie, want dit fokus my aandag juis daarop dat ek met jou wil kompeteer eerder as dat ek saam met jou opgebou word. Ons word saam opgebou. En om na Christus toe te kom is om ons te laat opbou. Maar nou let op, as ek nou 'n baksteentjie is wat nou moet ingebou word in die tempel en ek is die hele tyd besig om te top of ek 'n beter baksteen as die ander is, dan gaan ek my nie saam laat opbou nie. Dis juist wanneer ek ontdek waar pas ek in, wat is my plek, maar wanneer ek ook vir jou plek gun of daai plek nou bo my is of onder my is of waar ook al is, wanneer ek vry raak van enige begeerte om te kompeteer, maar wanneer ek myself wil laat opbou en wanneer ek 'n deel wil word in jou opbou en wanneer ons saam opgebou word deur die Gees, maar ons werk ook saam
daarmee om mekaar op te bou. En ons is vry van kompetisie. Dis juist waar ons die volheid van ons menswees ontdek. Wanneer ek vreugde vind juist in jou opbou, eerder as om daardeur bedreig te word of jaloers te word daarop, dis wanneer ons regtig die wonder van menswees ontdek. Petrus sê daarom ook dat ons moet vry word van skinder. Ons moet skinder aflê. Nou skinder kom maar uit hierdie kompetisiedrang van ons, want hoekom sal ek negatief praat oor 'n ander mens? Dis omdat ek 'n ander mens wil afbreek met my woorde, sodat ek kan beter voel oor myself. In plaas daarvan dat ek fokus op my groei en vreugde vind in ander mense se groei, voel ek bedreig deur ander se groei, fokus ek nie op my groei nie, en nou breek ek ander mense af om beter te voel oor myself, en nou skinder ek. Maar ons word geroep om weg te beweeg van skinder af na mense wat die deugde van God verkondig, wat die goeie werk van God verkondig. Wat met ander woorde ook kan vreugde vind daarin om te sê, maar God is ook vir jou goed. God het ook vir jou barmhartigheid. God het ook vir jou liefde. En ek word weggeroep van skinder af om te gaan verkondig. Kom ek vat saam. Ek word weggeroep van eensaam wees, van 'n lewe wat ingesluit is in myself, wat gefokus op myself, wat gefokus op kompetisie en daarom uiteindelik ook myself eensaam laat, of ek nou voel ek wen die kompetisie en ek sien neer op jou, en of ek voel ek verloor die kompetisie en ek voel minderwaardig teenoor jou. Ek word opgesluit in eensaamheid. Maar ek word uit hierdie eensaamheid wat eintlik 'n bestaan van niks wees is nie, word ek geroep daarna om iets te wees. Ek is nie alles nie, maar ek is ook nie niks nie. Ek word geroep om iemand te wees in die volk van God. Om van eensaamheid geroep te word na iemand wat saam met ander gelowiges een is, deel is van die bouwerk van God. Ek word geroep van niks na iets. Kom ons sluit af met Petrus se woorde. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou die volk van God is. Hoekom? Omdat God ons uit die nie volk wees nie geroep het na volk wees. Julle wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Ons is geroep uit daardie lewe waar ons vir onsself probeer sorg het, onsself probeer koester het, na die wonderlike ontdekking dat God hom ontferm, dat God hom ontkoester. Ons word geroep van niks na iets. Amen. Ek glo dat God ons in die kerk inroep om sy roepstem te hoor. Maar dan roep hy ons weer uit die kerk uit, om die strate in te vaar, om as mense te gaan leef vir ander mense in hierdie wêreld. En daarom wil ek nou as dit ware saam met jou strate toe gaan, en ek wil jou seën vir jou lewe op die strate. Mag die Here voor jou uitgaan en vir jou die pad gelyk maak. Mag die Here by jou bly om jou op sy pad te lei. Mag die Here agter jou wees om jou te bewaar teen die aanvalle van die bose. Mag hy sy arms onder jou hou om jou te dra en sy hande oor jou hou om jou te beskerm. En mag hy in jou wees, sodat jou hele lewe in sy liefde gewortel is. Amen.